atmosfeer van om te weet dat ons weet dat U het ons lief. Om te weet dat U het met ons lewe 'n plan gehad, lank voordat ons nog planne kon beraam. U ons 'n gedagte gehad het nog voordat ons in die moederskoot gevorm was U opgewonde oor ons. Was daar blydskap in U hart oor U plan wat U in daardie ou babeliggaam inweef. Vader, so soms, net soms, laat die lewe die mens op 'n dwaalspoor gaan. Maar dankie vir U Gees wat ons terugtrek na ons Vaderhuis. En vanmôre terwyl ons in hierdie samekoms byeen is om met ons Vaderhuis te optrek. Na die een wat ons met sy hart so lief het, dat hy sy enige gebore seun as losprys vir ons as mense gegee het, sodat ons weer 'n Vaderhuis kan hê. En Vader, vanmôre in hierdie atmosfeer van seuns en dogters wat opgekom het na hulle Vader se huis toe, want waar ons met mekaar kom, die woord sê waar twee meer in die naam gaan, daar is U. En vanmôre wil ons in hierdie atmosfeer kom aanbid met sang, wil ons vanmôre kom met 'n oop hart, met 'n verlange om te hoor wat die Gees van die Here vanmôre aan ons as seuns en dogters wil sê deur die woord wat uitgaan. En ons eer U daarvoor. Vader, ons het U lief, omdat U ons eerste lief gehad het. En dankie vir hierdie liefde. In Jesus kosbare naam. Amen. Ons loop die naam van Jesus, die Koning van Konings. Want daar's 'n nuwe generasie wat opstaan in ons land. Wat hier is Jesus, al harte is aan die brand. Al voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Al harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons. Hier kom ons, 'n nuwe generasie. Daar is 'n nuwe generasie wat opstaan in ons land. Yes, ook weer is Jesus, al harte is aan die brand. Op voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Al harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons. Hier kom ons, 'n nuwe generasie. Ons roep U na Jesus. Mense wat roep na Jesus. Mense wat soek na Hom. Jesus. Mense wat roep na Jesus. Jesus. Mense wat soek na Hom. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons, hier kom ons. 'n nuwe generasie. Amen. Ons gee maar lekker lof op vir.
glo vanmorgen dat Jesus Christus is die koning van konings? Wie glo vanmorgen dat Jesus maak slawe vry? Amen. Niks is onmoontlik vir ons koning nie. En vanmorgen wil ek vir jou sê, liewe Jesus is lief vir jou. En liewe Jesus sal jou nooit alleen los nie. Hy is die koning. En hy is 'n God wat lewe en hy kom eendag terug om sy kinders te kom haal. En hoe weet ons of ons nie vandag is nie? Dalk is dit môre. Are you ready? Prys sy naam. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. Yes. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. Yes. So this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad. Hey, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Het is tot alles in staat. Yes. Het is tot alles in staat. Hier Jesus Christus, wat mij niet graag heeft. Het is tot alles in staat. Het is tot alles in staat. Het is tot alles in staat. Hier Jesus Christus, wat mij niet graag heeft. Het is tot alles in staat. Hij maakt mij leven niet. Hij maakt mij leven niet. Hij maakt mij leven niet. Halleluja. Hij maakt mij leven niet. 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 Halleluja. Hij maakt mij leven niet. To see the sea, walk over the line and living and of Galilee. To see my soul taken to the one who set me free. Take my hand, dear friend, and follow me. To see the sea, walk over the line and living and of Galilee. To see my soul taken to the one
Alright, nou is dit die gemeente se beurt. Nou gaan ons 'n bietjie stil wees. Né? Kyk, is julle reg? Gaan julle omdraai? Kyk. Loop op. Wow, is julle alright? Kom terug hier asseblief. Kyk, ek weet nie. Is julle reg? Dan is omdraai. Loop met die tromme, né? So julle beurt. Ons gaan stil bly. Alright, jy raai klaar vir die Jesus swaai, né? Jy moet so hard swaai sê, dankie die Jesus! Amen! Loop. Volgende en jou gees is oog insien. Sien jouself die dag as die bruidegom instap. En jy doen dit in die hemel vir Jesus. Daar staan bereid, daar's tromme, daar's harpe. En jy het skielik almal 'n gawe om te kan sing en musiekinstrumente kan bespeel wat jy nog nooit op aarde kon bespeel het. Kan jy net bespeel want jy is nou in 'n volmaakte dag. En wanneer ons hierdie liedjie nou weer sing dit uit daardie mindset uit. Very soon. Al hierdie aardse tekortkominge gaan op. Siektes gaan op. Dood gaan op. Gebrek gaan op. Finansiële tekortkominge gaan op. Want hy stap in sy glorie in. Loof hom met die tromme. Loof hom met die hart. Loof hom met die klinkende cymbale. Loop om met die tromme, loop om met die hand, loop om met die klinkende cymbale. Alles wat asem het, loop die Here. Alles wat asem het, loop die Here. Loop om met die tromme, loop om met die hand, loop om met die klinkende cymbale. Prys sy naam. Die Jesus is so wonderlik. Amen. When the music fades, as alles met jou goed gaan, jou bloeddruk is mooi, 120/80, is geld in die bankrekening, is kos in jou koskaste, all is well. Maar wat doen jy wanneer jy in 'n storm beweeg? Wanneer dinge bietjie moeilik raak? Hou jy nog steeds jou oop op Jesus? Of word sommige dinge op jou weggevat? Sal jy nog steeds na hom roep? As jou God en jou koning,
sy bloed vir jou gegee het aan 'n kruis. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's worth, that'll bless your heart. I'll bring you more than a song. Song in itself is not what you have required. You search much deeper within for the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's worth, that'll bless your heart. I'll bring you more than a song. A song in itself is not what you have required. You search much deeper within through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I
all days, King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am, and here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Because I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom and power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom and power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom
U is 'n awesome God. Daar's niemand soos U nie. En dis baie keer die mense wat ons nie sal goedkeur nie, wat Jesus Christus kom en uitkies. En hy verander die wêreld. Kyk soos die 12 disippels van Jesus Christus. Nobody would have chosen them. But Jesus chose them and He changed the world. Moet nooit dink dit is te laat nie. As jy vanmôre hier is en jy dink jy is nie goed genoeg om vir die Here iets te doen nie. Ek wil vir jou sê dis 'n leuen van die vyand. You're good enough. Jy is goed genoeg. Begin in jou binnekamer ingaan. Begin prys en worship soos jy nog nooit gedoen het nie. Lig sy naam op bo alle name. Dat die demone en bose magte sal vlug. As hulle weet, jy staan op in die oggend. Want hulle weet, jy gaan die naam van Jesus Christus verander. En bindings gaan gebreek word. Bloedlyne gaan gebreek word. Vloeke gaan gebreek word. En slawe gaan vrygemaak word. En een oggend, as jy opstaan, sien jy die koning van konings terugkom. En jy kom al. En jy sal vir ewig en ewig by 'n almagtige skepper en God wees. Waar geen meer trane sal wees. Ons loof en prys sy naam. Dankie Jesus. Verloemlik was jy weg gewees. Ek wil vanmôre vir jy sê jy kan weggeraak in jou liefde vir Jesus. As gebed vir jou werk geword het en nie meer 'n passie is. As 'n gesprek met die een wat jou met sy hele lewe lief het. Vir jou nie meer die krag is wat jou in die oggend op laat staan en dan instap in 'n donker wêreld en nie as 'n verloorder nie, maar as 'n ligdraer. Want dit wat binne jou in die brand gesteek is op jou hartsaltaar was nie deur mense aan die brand gesteek nie, deur die God wat jou so lief het en vir jou na kruis sterf. Gestuur met 'n missie. Ons slaan nie vure dood nie. Ons maak vuur. Want jy dien 'n God wat nie vuur kom doodslaan maar jou situasies vir jou by te beheer raak nie. Hy is die vuurmaker. En waar hy beweeg, moet duisternis terugtyds. Moet deure oopgaan, moet deure uit hulle grendels geruk word, nie net oopgesluit word nie, maar uit hulle grendels geruk word. Want toe Samson na die stad toe stap met die krag van God wat binne hom is, te maak hy nie net die deur oop, hy rat sommer die stadspoort uit en hy loop 4 kilometer ver en gooi dit op 'n berg. Dis die God wat ek jy dien. Hy breek deure oop. En vanmôre is my verlang met hierdie woord of vir jou dynamite te kom gee. Dinamika kom gee. Waarmee jy deure uit hulle grendels geruk. En te sê ek is nie 'n victim nie. I'm a son and a daughter of a living God. Amen. Kom ons gaan hoor na die woord toe. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy gaan bly wees, jy het in die reën dit gedoen om in hierdie diens te wees. Amen. Maar dit gaan nie net om kerk te kom nie. Dit gaan nie net in die oggend om hierdie modderpad te trotseer om by die kerk te wees nie. Dit gaan oor in Christus
is ek 'n nuwe wese. In Christus is daar 'n passie van 'n nuwe lewe. Die rede hoekom ek vanmôre kerk toe gekom het. Wat is al wat ek wil doen? Ek wil die Here dien. Amen. Yes, hallelujah. Maar wie wanneer is dit hartseer as jy net die Here dien in hierdie uur, maar die res van jou lewe behoort nie aan hom nie. As jou passie vir Jesus net op hierdie Sondagoggend is, hoe beklaanswaardig is die redding van sy krag in jou lewe? As hierdie die uur is wat jy opgewonde maak. Hier is amper die oomblik wanneer jy so moedeloos is met die laste van die lewe, dat jy amper hierin nie loop nie, jy lepperkrol hier. Nee, God het jou geroep om vuur te maak. Amen. Yes, Lord. En wanneer ons by mekaar kom op 'n diens, dan gaan dit nie meer oor die argument watter dag is nou die regte dag om by mekaar te kom nie. My boetie, my sussie, jy verstaan nie, elke dag is die regte dag. Elke dag brand soos vuur binne my om by mekaar te kan kom en van die Here te vertel. Hoekom ek dit op hierdie dag doen is wanneer die huis van die Here gevul word deur mense wat opgaan om die Here te dien. Vrygemaak van wet, nuut gemaak in Jesus Christus. Amen. Word nie meer deur 'n wet gesê wanneer mag ek en wanneer mag ek nie. Ek doen dit elke minuut, elke sekonde van my lewe, want ek is uitgekoop. Amen. Vanmôre die woord wat ek bring is 'n tweesnydende swaard. 'n tweesnydende swaard. Die hoofskrifgedeelte vanmôre gaan ek lees uit Daniël 4 vers 10 tot 17, maar ek het so 'n paar ander skrifte te gaan deel voor dit daar kom, maar dit gaan nie hoofgedeelte wees. Vlug mens, vlug. Ek wil vanmôre weer sê, as jy daai prentjie sien, dan wil ek vir jou vra, wat sien jy? Want ek wil vanmôre vir jou iets oopmaak in daai prentjie. Daai prentjie het een van twee betekenisse. Is jy reg vir? Amen. Gedagte uit vandag se boodskap as pot vir die lewensstap is: die Here Jesus Christus is die enigste weg na God die Vader. Bekeer jou en vlug weg van alle vorm van sonde en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid wat daar in Christus is. 1 Timoteus 6 vers 11 tot 12. Maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geloof, geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy geroep is en die goeie belydenis vir baie getuies afgelê het. Kom ons bid saam. Vader, my hart is opgewonde om te kan weet dat die storm waarmee jy my geroep het, deur storms breek, deur alles breek en kragtig getuie is van nie net dit wat die mens kan vermag, maar die krag van Jesus wat alles kom nuut maak, alles kom herstel. En in Christus is daar vanmôre hierdie belofte dat ons is nuut gemaak, geroep, maar ook gestuur om die blye evangelie te gaan verkondig. En die volk sê, amen. Vlug mens, vlug. Ek lees 'n verhaal terwyl ek stil raak rondom hierdie boodskap. Lees ek 'n verhaal wat my ruk en vir my hierdie boodskap vanmôre kom maak. Tydens die 9/11 terreuraanval in Amerika, het daar 2 gebeurtenisse plaasgevind. Terwyl die mense weghardloop van die gebou wat in mekaar val, storm polismanne en brandweermanne na die gebou toe en skree vir die mense, vlug, ran, ran, terwyl hulle weet hulle hardloop in hulle eie dood. Wil ek kyk hoeveel mense kan hulle red wat nie moet sterf terwyl hy gebou val nie. Onbaatsigtelik. Glad nie gesentreer op hulle eie lewe nie. Net een doel,
Ek wil soveel as moontlik mense red en na veiligheid toe bring voordat die gebou finaal instort en nog meer mense sterf. En iets gaan vir my oop in daai verhaal wat ek lees. Ek wil saam met jou gou stil staan in daai skrifgedeelte. En jaag na die geregtigheid en godsaligheid. Wat is geregtigheid en wat is godsaligheid? Geloof verstaan ons, liefde verstaan ons, lydsaamheid verstaan ons, sagmoedigheid verstaan ons, maar wat is geregtigheid en wat is godsaligheid? Geregtigheid. Efesiërs 4 vers 22 tot 24 sê, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskap is in ware geregtigheid en heiligheid. Geregtigheid is nie iets wat ek in werke kan werk. Ek kan nie 'n beter mens word nadat ek Jesus word uit my eie krag nie. Geregtigheid is iets wat God in my kom bewerk deur sy werke, deur sy inwonende krag. So wanneer ons die geregtigheid moet najag, moet ons die geregtigheid najag wat daar in Christus is deur meer intiem en nader aan hom te leef. Sodat hy meer en meer in my kan kom woon met sy gees. En wanneer hy in my woon met sy lewensmakende krag, Jim, hierdie klink is nie meer reg nie. En dit steur my gees. Kan ons nie net 'n bietjie meer bas by sit nie, asseblief. Vra mooi. Kyk, daar is dit nou beter. En wanneer my gees met God intiem is, wanneer my gees daai liefdesverhouding, my krag en my rede is om ek in die oggend opstaan. Die dryfkrag is agter alles. Dan sal God my gewete bly aankla wanneer ek verkeerde dinge doen. En ek sal by die punt kom om te kan hoor wanneer God vir my sê, my kind, jy is besig om op die verkeerde pad te wandel. Kom terug. Want daar is 'n intimiteit wat brand sterker as my eie gedagtes, my eie wil, my eie begeertes. Want wanneer my begeertes nie sterf en Christus meer word as my eie begeertes nie, dan kan die geregtigheid van God vir my nie verstaanbaar wees nie. Maar wanneer ek werklik bereid kom dat alles binne my sterf wat teen God is, en die verlange binne my meer en meer word vir, dan begin die woordjie geregtigheid eers werklik waar sy krag en dinamika in my lewe vind. Naamlik nou vind ek sy geregtigheid. En sy geregtigheid dryf my om teen my eie vleeslike begeertes elke oggend op te staan en vorentoe te beer en meer die ou mens af te sterf deur sy geregtigheid met my meer en meer kom diep maak. Maak dit vir julle sin. En dan die volgende begrip waarby ek wil stil staan. Godsaligheid. Wat is godsaligheid? 1 Timoteus 4 vers 8, want die liggaamlike oefening is tot veiligheid, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en toekomende lewe het. Met ander woorde, alles wat ek doen om myself te bevorder, maak God se verhouding in my minder. En kan ek die woordjie godsaligheid ken en ek kan sy betekenis verstaan, ek kan dit in 'n woordeboek gaan opsoek, maar dis net 'n kopkennis verstaanbaarheid van wat godsaligheid is, totdat ek in die krag van 'n verhouding nuutgebore sy karakter van sy goddelikheid in my ervaar, wat binne my lewe, wat die krag word dat my in die oggend wat opstaan, te midde van al die uitdagings wat daar buitekant is. Te midde van chaos in die mediese wêreld, te midde van chaos in die politieke wêreld, te midde van alles, is dit nie meer my rede hoekom ek my vrede leef, omdat die lewe daar buitekant nie meer sin maak nie, nou het ek nie meer vrede nie. Nee, die godsaligheid wat binne my woon, dryf my na 'n plek toe wat ek so gefokus raak na die eindpunt van my lewe toe, na die einddoel van my lewe, waarna toe ek streef om op die einde van die dag die wenstreep te kan oorgaan en in Christus in te stap en die kroon van die lewe te ontvang. Dit is godsaligheid.
om werklik waar uitverkoop, God gefokus te lewe. En daai God gefokus te lewe is nie net om die Bybel te verstaan en van Genesis tot Openbaring weer te lees en teksverse te memoriseer, maar ek verstaan nie is die krag van hy woorde nie, want dit is sy kopkennis. Dis van wanneer ek beweeg my kop na my gees, mense begin opstaan en vurigheid God begin nastreef in 'n diepe intieme verhouding. Wanneer die gees van die Here binne jou woon, sal selfs dit wat vir jou vyandig klink, wat iemand na jou spreek, vir jou iets word waarby jy stil word en sê, Here, wat mis ek? In steede van om jouself die hele tyd regverdig en jou punt te probeer beveg en jou wat sy siening te regverdig in alles wat jy doen, eerder te sê, Here, wat mis ek? En omdat jy 'n intieme verhouding met die Gees van God lewe, dan wys jy Heilige Gees vir jou areas in jou lewe wat hom nie behaag nie. En die areas wat hom behaag. Jy sien, wanneer ons op 'n plek kom waar ons kan werklik waar sê, ek gaan nie net kerk doen net om te hoor nie, ek gaan kerk om toegerus te word. Ek wil hoor wat die Gees van die Here vir my oopmaak in die woord, wat vir my lewendig word as 'n krag op my lewenspad, wat ek saam met my kan vat in hierdie intieme verhouding wat ek met Jesus het, sodat ek meer en meer sy hart kan behaag, meer en meer sy goddelikheid kan verstaan, en dat daardie goddelikheid van sy werklikheid binne my kom woon as 'n vuur. Nou word jy nie meer iemand wat weghardloop van die vuur af, wat moet gered word, jy word nou die polisman en die brandweerkind van God, wat binne die vuur in 'n hardloop om die siele te gaan haal en te sê, ran. Die koms van die Here is naby, die wêreld is besig om in duie te stort, julle is verblind deur 'n kunsmatige wêreld wat probeer om deur die media, deur soveel platforms van tegnologie jou te probeer bewus maak of die gevoel te gee dat alles is alright. Jy weet, as ek die nuutste selfoon op die mark kan kry met die nuutste tegnologie, dan is alles alright, want ek beweeg in 'n wêreld vasgevang wat so kunsmatig is dat daar nie meer krag in dit is nie. Ek soek die nuutste komputer, ek soek die nuutste vermaaklikheid, ek soek die nuutste films. Die films van die 80's is so boring as jy nou vandag daarna kyk en jy was daardeur weggevoer toe jy wat die uitteam kom uit en jy sit voor daai kassie. Jy's vasgenaal. Hy draai, jy's vasgenaal en uitteam en Airwolf en al hierdie goeders gebeur voor jy. En vandag gaan jy terug en jy gaan kyk na dit en dan dink jy, dis nou boring. En vergelyk met vandag se films en die tegnologie waarmee jy vandag, weet wat? Ons is gekondisioneer om minder en minder gevoelens te word. Ek meen as jy in die 80's die gruwelheid moes gesien het wat vandag in films is. So jy het televisie môre op die as opgegooi en gesê kyk nie na hierdie gemors nie, maar jy was kunsmatig doodgemaak vir wat werklik aangaan. En kunsmatig was jou gevoelens doodgemaak. Vandag kyk jy na 'n film en die mees aakligste grafies uitbeeld word 'n persoon se arm van sy lyf afgeskiet en sy bloed is teen die muur of 'n persoon skiet homself en sy brein sit teen die muur vas. Jy kyk daarna en dis vermaak. Waarom het ons as mensdom geval? Dat ons hier besef, ons is binne in die vuur op pad na ewige hel toe, verwyder van God met al ons vermaak, met al ons kunsmatigheid, met al ons dinge wat ons onsself probeer elke dag bevorder om jou lewe net sin te laat maak, maar daai sinvolle lewe wat jy na jaag, deur die beste tegnologie na te jaag, die beste dinge te jaag, is op 'n of dag juist die dinge wat jou die meeste wegvat van God af, terwyl jy 'n brandweerman, polisieman van God moet wees om in te hardloop binne die vuur en te sê ran, vlug mens, vlug. Want jy besef nie eers jy's op 'n plek waar jy jou eie lewe van God verwyder. En dan kom die vyand en kom laai nog hoop al hierdie goeders. Kom laai nog depressie. Kom as jy weet, ek 'n kind was. Is ADHD uit my bougies uitgeslaan. Was bipolariteit uit my bougies uitgeslaan. Ek sou nog dan voel my boule brand. Dan vra ek, hoekom
Waarom sê my ma vir my, dis wat jy nou gaan doen. Maar wat gaan ek ook doen? En weet wat? Nee, ons lag vandag hoor. Dat 'n generasie doodgegaan van orde en dissipline. Dis waar, amen. Ek praat nie van aanranding nie. Ek praat van dissipline, van jy het respek gehad vir iemand wat ouer as jy is. Jy het respek gehad en jy het 'n vrees gehad vir die lewe. Jy het die lewe as iets kosbaars gekoester. Vanuit daardie dissipline weg is, sit ons met dwelmprobleme in ons land, sit ons met dwelmprobleme in die wêreld, sit ons met kriminele uitbarstings en al hierdie goed, en dan begin die mense vra, maar God, waar is jy? Hoekom laat jy dit toe? God sê, die oomblik jy my woord een kant toe skuif en jou eie menslike planne beraam van hoe 'n samelewing moet wees wat gesond is. Dit bars die bom en alles val in mekaar uit. En die mens besef nie eers die gebou is besig om te stort nie. Vuur kom wat alles verteer en alles verwoes. En daar is niemand meer wat in haar hart kan sê, vlug mens, vlug. Hierdie boodskap vanmôre, jy miskien gedink, jy gaan op my vertel, ek weet nou tot bekering kom, want die oordeel van God is op pad, ek weet tot bekering kom, die hel wag vir my. Nee, ek wil vir jou vertel, jy is geroep om hulle te gaan haal, want jy is besef hulle is op pad help. Ek en jy is geroep om vir die mens daar buitekant te gaan sê, om in die straat uit te gaan en in die markplein uit te gaan en te sê, vlug mens, vlug. Want jy besef nie eers, dit gaan nie oor die politiek nie, dit gaan nie oor die chaos wat in die wêreld is nie. Hierdie is 'n teken van hoe die wêreld homself nie meer kan red nie. Vlug mens, vlug, terug na jou God toe. Vlug terug na die plek toe waar vrede werklik waar alles word, wat nie deur menslike geld gekoop kan word nie, wat nie deur menslike propaganda verkondig kan word. Dit kan nie deur 'n mens wat karismaties praat vir jou gegee word nie. Dit kan alleenlik in jou harte werking word in 'n intieme verhouding met God. En as jy nie daar is vanmôre, en hierdie wêreld word vir jou te veel, en die chaos van hierdie wêreld het jou mismoedig kom maak, dan is dit omdat dit jou dalk klaar so kunsmatig in negativiteit laat vasspin het, dat jy glo daar is nie eens hoop nie. En dan is dit tyd om op te staan en te begin hardloop. Maar die gebou, die vuur is besig om alles om jou te verteer, terwyl God jou nie gevra het om te parkeer nie. Hy sê beweeg. Beweeg. My gunsteling skrif. En ek wil graag hê dit moet eendag op my grafsteen staan. As die Here vertoef om te kom, en dit is op my einde van my lewe op aarde, moet hierdie skrif op my. Jy kan sit net wat jy wil. Jy veras my nie, jy begraaf my. Punt nommer 1. Punt nommer 2. Dat jy op my grafsteen sit. Kan jy sit net wat jy wil, maar dit moet op my sit. Psalm 1. Maar sy gunsteling skrif. Hoekom? Want wanneer ek vuur maak, besef ek wat die prys is om vuur te maak. Psalm 1 sê, welgeluk salig. Daarom as jy met jou wel gaan, jy sal gelukkig wees en jy sal God se saligheid in jou lewe hê, is die man wat nie gaan op die weg van die sondaar nie. Wat nie staan in die raad van die goddelose en nie sit in die kring van die spotters nie, maar hy bedink die woord van God dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op die regte tyd. So is die goddelose mense nie, want hulle sal nie bestaan in die raad van die Here nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as ek en jy kan besef wie ons in Christus is, dat ons nie geroep is om volgens die orde van die goddeloses te lewe, dat ons nie geroep is om in die raad van hulle te sit, wat geen raad het nie, dat ons nie geroep is om in die kring van die spotters te sit nie, maar geroep is om die woord van God te bedink dag en nag, en ons sal dan wees soos boom wat geplant is by waterstrome, wat op die regte tyd jou vrugte gee. Wat is daai vrugte wat ons op die regte tyd gee? Om aan iemand anders te genesing te gee. As jy teruggaan na Openbaring toe, Openbaring sê die boom van die lewe se blare sal wees tot genesing van die nasies. Met ander woorde, die vrug van die boom wat in Christus, daardie nuwe mens wat geplant is, wat gevestig is by waterstrome van lewe wat uit God se troon uitvloei, bring genesing vir mense wat siek en stikkend langs die lewenspaaie lê.
Terwyl ek terugstorm in die vuurtoestand in en vir mense sê, vlug mens, vlug, bring ek ook genesing vir die wat reeds gebrand het, vir die wat reeds seer gekry het, vir die wat reeds stukkend langs die lewenspaaie sit. Dit is daar waar ek gaan stil sit in die sitkamer, by 'n persoon wat in depressie sit. Dan begin getuienis, dan begin jy in die krag van daai getuienis beweeg, van al hierdie ding, wanneer jy besef, weer net 'n rukkie terug. Dis sit ek in my sitkamer, en 'n vrou vertel vir my van hoe sy 120.000 rand al sielkundig is en antidepressante spandeer het, maar sy voel sy het nie een dag een tree nader beweeg van die depressie waarin sy is. En ek sit daar en ek het nie 'n antwoord nie. Ek het nie menslike antwoord vir dit nie. Hoekom nie? Want ons stryd is nie om in vlees en bloed antwoorde te kry nie, maar deur die Gees van God gedryf te wees om in Jesus vrymaking vir die wat in gevangenis sit. As jy kan vir jou gebed doen. Ek sit my hande op haar, my vrou sit in die sitkamer en sê, hoor, sy's getuie vandag. Ek sê in die naam van Jesus Christus, slobber goud weet ek nie. Antidepressante wil ek nie. Bietjie raad wat net vir 5 minute gaan hou wil ek nie. Maar in die naam van Jesus Christus wat ek dien, my hele hart en my hele siel, wees vry vrou, want God het jou nie geskaap om in hierdie dinge te wees nie. En ek voel hoe iets gebeur. En ek hoor hoe sy sê, ek voel iets breek in my. Amen. Daai vrou is vandag 'n pastoor in 'n bediening, wat vrouens wat stikkend is bedien, met die vrymakingskrag om Jesus na vrygemaak. Amen. Halleluja. Dit is vry. Dis nie om op te staan en 'n bietjie moed vir mekaar te gee op 'n Sondagoggend deur die woord, en dan stap ek maar daar deur en dan gaan ek om dieselfde las, dieselfde. Ek stap nog steeds binne die vuur en ek het nog nie geleer om hulle uit te trek en terug te hardloop en te gaan haal die wat nog verblind is en besef die gebou brand, die wêreld brand, alles brand, die wêreld is vanaf nie so om tot einde toe te beweeg. Hierdie wêreld kan nie meer self red nie. Hoor wat ek vandag vir sê, geen politieke oplossing is meer in plek om hierdie wêreld te red. Selfs wanneer hulle vandag op die wêreldfront en op hoofopskrifte op die New York Times of die beeld of wat ook rond hulle wil uitbasyn, skree daar is vrede op pad, want een of ander vredesverdrag is gesluit. Wil ek vir jou sê, wanneer hulle sê vrede, weet hulle dat 'n groot oorlog kom, want as jy die vrede van die wêreld bewerk buitekant Jesus Christus, is dit 'n fondasie wat op sand gebou word. Jy kan die beste intensies hê om 'n huis te bou op die straat. As die fondasie nie reg is nie, dan kom die branders en dit vra nie jou toestemming nie. Dit spoel jou huis in die grond en dit spoel dit weg en dit vat dit voor die oë weg, want dit is op sand gebou. Die wêreld nie, kan vir jou watse beloftes en watse oplossings en hoe die mense regte jou reg is om jou eie God te wees, om jou eie besluite te neem, en dat jy vrede lê in jou eie besluite. Ek wil vanmôre vir sê, as jou fondasie op Jesus Christus se woord is gebou, dat sy geregtigheid en sy goddelikheid binne jou kom woon, en dit die krag is wat jou dryf na geloof toe in hom, en liefde van Jesus wat jou dryf om aan volgende mense te gaan vertel, Jesus het jou nie verlaat nie, Jesus het jou nie afgeskryf nie, jou sonde is nie groter as die prys van Golgotha nie. Daar is geen sonde op hierdie aarde wat nie deur die bloed van Golgotha uitgekanselleer kan word nie, maar daar is 'n voorwaarde. Ek wil van die môre tot die aand sê, Jesus het vir my aan die kruis gesterf, sy bloed het my sondes weggemaak. As ek nie my knie buig en die ou mens in my sterf, en Jesus kom woon in sy volheid binne my, sodat ek kan besef waaroor dit gaan, dat ek mense moet gaan waarsku wat verblind is, wat nog nie die geopende oë het, om te kan sien wat God aan die kruis werklik kom bereik het, en vir ons voorberei en vir ons bewerk het, naamlik 'n verlossing van die ou mindset, van die ou gedagtes, na 'n nuwe mens wat in Christus nuut gemaak is van groot dinge. Dan mis ek die hele punt, hoekom God mens moes word en vir my aan 'n kruis moes sterf. Juis om my van die ewige vuur te red. Kom ons lees nou weer 1 Timoteus 6 vers 11 tot 12. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid,
geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy geroep is en die goeie belydenis vir baie getuies afgelet. Voel jy nou die krag in daai skrifgedeelte? Vlug mens, vlug. Handelinge 4 vers 10 tot 17. Handelinge 4 vers 10 tot 17. Laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. In ander woorde, hier by die disippels verman en hy staan op en hy gaan huis toe gesond. En onmiddellik gaan die fariseërs en hulle kry hierdie man en hulle hoor wat hulle wil hoor, dat hy so op 'n Sabbat gewees. Jy sien, wanneer my mindset uit is om 'n kind van God uit te haal, sal ek altyd iets kry om hom uit te haal. Maar ek sal nie die krag en die liefde en die vuur en die nagte wat hy voor God lê vir verlore siele verstaan nie. Die mens kan nie verstaan, kind van God, seun en dogter van God, die ure wat jy voor God lê vir 'n siel nie. Maar laat jou voet een tree so gee. In steede van om jou te kom help, jou te waarsku, moenie die een wees wat hom terugstuur in die vuur in nie. En eerder hoop dat die vuur hom verteer en hom verwoes, want dit sal jou meer genot gee dat 'n siel verlore gaan en vertraap word, as wat jy die vuur inhardloop om hom te gaan haal en te sê, God het jou lief, breek met die sonde. Hy het 'n groter plan vir jou lewe as om jou te verwoes. Hy het 'n plan van blydskap, hy het 'n plan wat die menslike verstand te bowe gaan van hoe God bedink vir jou net goedheid en guns. Hy bedink nie mooi vir jou. Maar jy moet uit die omstandighede van vuur wat jou verwoes uitstap en begin proklameer wie jy in Jesus is. Dit help nie ek wil soos 'n verloorde die hele tyd 'n stryd binne in die vuur nie. Die vyand gaan elke dag omstandighede probeer skep om jou te laat voel jy's binne in die vuur. Omstandighede is vir jou te groot. Jy's net nie groot genoeg om uit hierdie vuur uit te stap nie. Dan God, dat die Here weet wanneer jy voel jy's so swak, dan stuur hy op die regte oomblik die regte mense oor jou pad wat jou in die hand wil vat en sê kom uit hierdie vuur uit, want God het vir jou groter dinge as om in hierdie omstandighede verwoes te word. En dit is my grootste begeerte vanmôre in hierdie boodskap, om daai een te wees wat in die vuur instap en iemand op buitekant wat miskien na YouTube luister of wat na my huis toe kom vir berading of wat ook al, ek weier om 'n beraader genoem te word. Weet jy hoekom? Wanneer ek by die gedagte van berading en ek het my honeursgraad in berading geswat, maar dit voel net vir my asof jy amper soos 'n sielkundige vir iemand moet iets gee om hom hoop te gee. Nee, ek wil nie 'n beraader wees nie. Wie wat begeer om te wees. Die hande en die voete van Jesus in jou lewe op die regte oomblik om vir jou hoop te gee in 'n moedelose toestand en vir jou 'n coach te wees om te sê, dis die pad wat jy moet loop, want dis die pad wat jou uit jou omstandighede uitvat en jou by oorwinning uitbring, wat daar in Jesus Christus is. Ek kan nie vir jou berading doen as jy nie 'n verhouding met Jesus wil hê nie. As God nie die vrymakingskrag in jou lewe word nie, te vergeefs probeer 'n beraader om iemand moed in te praat om op te staan, tot daai persoon besef, maar dit is tyd, I'm gonna burn. I gotta get up and get out of the fire. Niemand gaan my met 'n brandblus uit die vuur om my kom doodspuit, totdat ek nie opstaan en begin self uit die vuur uitstap. En dis waarna toe God wil hê elkeen van ons moet beweeg. Dit is begin opbeweeg uit ons omstandighede en sê, lang genoeg het omstandighede my lewe beheer. Lang genoeg het 'n negatiewe mindset my lewe beheer. Lang genoeg het ek ander mense probeer blameer vir my tekortkominge, vir my terugslag. Ek kan ook sê, wie wat as ek net in 'n ander pastoor se gemeente was, dan sou ek finansiëel sterker gewees het, ek sou finansiëel nooit deur hierdie gemorsings gegaan het. Ek wil vir jou sê, dis nie die pastoor nie, maar jy moet opstaan en die woord vat wat gepreek word, en jy moet kragtig jou nou maak en sê, no more devil will you destroy my life. I'm getting out not because of what a pastor says, or because I'm following the pastor, because I am being led to follow Jesus Christ.
As jy nie vanmôre verstaan dat hierdie woord probeer jou nie aan 'n pastoor vasmaak, hierdie woord wil jou wegvat van mens af en jou oë begin vestig op die een, maar die antwoord is sy naam is Jesus Christus, dat jy 'n volgeling van Jesus Christus begin te word. Te veel kerke vandag is volgelinge van pastore en die volgelinge van die een wat gekom het en vir jou aan 'n kruis gesterf het nie. As die woord jou nie na hom toe vat nie, maar terugvat na die menslike toestand toe, van jou hoop plaas op 'n mens. Pas op. Daai mens is 'n mens. En hy gaan struikel. Want hy's mens. En pas op dat die woord nie so by pastoor gefokus dat sy struikelinge jou vir ewig van God af wegvat, dat jy jou vermoed en jou krag verloor om God te dien, omdat die pastoor gestruikel het. Nee, as jou pastoor struikel, wie wil moet jy wees? Pastoor? No. Kom op. Jy kan nie hierdie valse predik preek. Kan nie hierdie wat saam dinge doen. Jy moet God begin te dien. Ek is hier. En stap saam in hierdie pad. Maar as die pad saam stap, gaan ons saam eindig by die hemelpoorte waar Jesus vir ons wag. Pas op dat jy nie te veel druk op die pastoor plaas. En van hom verwag dat hierdie goddelike engel uit die hemel uit wees. Nee, hy het vir jou die kruis gesterf nie. Jesus alleen kan dit doen. Net Jesus alleen. En as ek nie vir Jesus vind nie, en ek kan nie in Christus my salwing vind, want Christus beteken gesalfde van God. En wanneer ek die Christus in die een wat die offer vir my gebring het, op Golgotha, Jesus Christus se salwing van, dan word ek 'n gesalfde, verseël deur die Gees van die Here, wat my dryf van oorwinning na oorwinning, want ek is nou verseël in oorwinning. Ek heers saam met Christus vanuit hemelse plekke, nie meer uit aardse omstandighede, probeer ek deurveg en dan probeer my omstandighede net so bietjie beter maak. Nee, ek staan in die oggend op, soos ander gesê het, and when I get up in the morning, I start praying and the devil say, oh, you wake up. Nou gaan ek weer die Here se naam groot maak. Want die vyand skrik nie vir jou godsaligheid, wat jy in jouself probeer werk nie. Hy skrik nie vir jou beeldjie van heiligheid. Hy kyk dwars deur alles en hy sien of Christus self binne jou woon met sy opstandingskrag, met sy oorwinning. En wanneer daar 'n naam is wat bo alle name is, die naam van Jesus Christus, die krag is waarmee jy gedryf word, dan duis die vyand terug nie vir jou nie, maar vir die krag wat saam met jou woorde uitbeweeg in 'n intieme verhouding wat jy met Christus het. En dan kan jy sê, mens, vlug, want God het 'n plan vir jou lewe. Hy het jou nie geroep om in hierdie omstandighede te geparkeer staan. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mens gegee is waardeur ons gered kan word. Net Jesus naam. En toe in die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde eenvoudige manne was so verwonderd en hulle as metgesel van Jesus herken. Hoekom het hulle toe hulle so eenvoud maar met krag beweeg, skielik erken dat hulle manne van Jesus, want Jesus het met daai selfde eenvoud en krag beweeg. Hy nêrens ooit probeer bewys wie hy is. Hy was wat hy is. En hy daar beweeg. En toe hy vir sy disippels sê, volg my, toe roep hy hulle in die vier omstandighede. Want jy moet onthou, in die Joodse tradisie, was hierdie die manne wat toe hulle 12 jaar oud was en voor die Sanhedrin gestaan was en wat getoets was op hulle goddelike geestelikheid, wat afgekeer was, wat gesê, jy kan nooit rabbies word nie. Jy kan nooit in die tempel as fariseërs en priesters dien nie. Julle is net nie goed genoeg met julle kennis nie. Julle gaan maar vissermanne en timmermanne en ambagsmanne word. Jesus gaan nie tempel toe. En hy kies die mees geestelikste mense om te volg. Hy loop langs die see van Galilea en sê vir die vissermanne, die uitgeworpenes, wat nie goed genoeg was nie, volg my, eenvoudige manne. Nie geleerde manne nie, eenvoudiges, sy volg my. En toe hierdie eenvoudige manne vervul met die Gees van God op Pinksterdag in Handelinge begin wonderwerke doen en die krag van die kerk word van die
Jesus sê in Mattheus 1 vers 8, hy sê, want jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, jy sal my getuies begin wees binne Jerusalem, binne in Judea, binne Samaria en tot aan die uiters van die aarde. Hierdie manne begin toe met daardie krag van die Gees van God wat in hulle kom woon, begin nou te beweeg. En die wondertekens volg hulle. Hulle jaag die wondertekens nie om daardeur te bewys dat Jesus is nie omdat hulle verhouding met God het, volg die wondertekens hulle. Amen. Jy het nie nodig om Lagos toe te vlieg of waarna toe te vlieg of wonderwerke te sien nie. Gaan net in jou kamer en begin waaragtig 'n intieme verhouding met Jesus Christus begeer, dat die krag van God binne jou kom woon en dan staan jy op in daardie authority van daardie intieme verhouding wat jou nou terugstuur in die vuur waaruit jy gekom het. You are being sent back into the fire. Not to burn, but to save. Hoeveel siele het jy vandag, of in hierdie week, met die vuur wat binne in jou brand, uit vuur het gehaal? Of sit jy nog, soos Job, op die ashoop, en krap jou wondjies met 'n potskerf, en wens om eendag te sterf? En vir dae lank het Job genoeg vriende wat negatief is, wat saam met hom praat. Totdat een jong man opstaan en sê, ek het ook nog vir die Here uitgegaan. Gaan lees die verhaal van Job. Verstaan die jong man, as jy nee, ek verstaan nie hierdie ding nie. Dat julle sê julle is vriende van Job, maar julle maak hom nog meer negatief, man. En hulle vat hulle ook terug na God toe. En Job staan met sy omstandighede uit op en hy besef, God is groter as sy omstandighede. En toe Job besef, God is groter as sy omstandighede, maak nie saak wat omstandighede na jou te bring nie. Toe Job begin besef, ek dien eintlik 'n God wat groter as sy omstandighede is. Toe herstel God hom en sy einde was meer geseënd as sy begin. Amen. Yes. Omdat sy omstandighede verander het? Nee, omdat sy gedagtes en sy instelling verander het. Na 'n man van God, wat deur God nie geroep is vir omstandighede wat moet verander nie, maar om vir omstandighede te gaan verander. Staan jy al in die oggend op met hierdie mindset, ek gaan omstandighede verander. Nou kan vrees inskop. Met planne, hoe gaan ek omstandighede laat verander? En hier in die aand is jy moeg gestry om omstandighede te verander. Jy het moeg planne gemaak om jou finansies te laat draai. En skielik besef jy, moeitevol arbeid voeg niks daarby. Maar die seën van die Here maak ryk. Amen. En hoe meer jy in hom, in 'n intieme verhouding met hom, in die oggende, en die nagte, waar jy beweeg. Maak nie saak, dat mense sê, jy is nie gedryf vir mense se opinie, jy is gedryf vir daai intieme, waaragtige begeerte om nader aan Jesus te wees. En nou begin hy jou te seën teen jou teenstanders. Want Psalm 23 het my iets lang terug kom leer. God sal vir jou 'n tafel dek teen jou teenstander. En hy sal jou hoof vet maak met woorde en jou beke sal oorloop. Is dit finansies waarvan ek praat? Nee, ek praat van 'n lewe so vervul, met soveel vrede, met soveel blydskap, met soveel vrug van die Gees, dat liefde altyd sal seëvier. Wanneer jou verstand vir jou vertel, veg, dan staan jy terug en sê, I don't fight. I'm moving through the power of the one. They didn't say a single word when they accused him. He walked in power to the cross of Calvary. But not to stay on that cross. We don't have to cling to the cross anymore. The cross is not the power. The one that was going to the cross, that died on the cross, that went from the cross to the grave, and from the grave went up back into heavenly places, and he did atonement with his own blood for my sin. That is the one my focus is on, not the cross. Ek sien soveel mense dra kruisies maar lekker nou, wil kruisies en hulle hulle kros nie. It's not the cross that saved me. It was the one, the anointed of God, that took me, my sin,
to the cross that my power is in. Amen. Jy kan jou hele huis vol oor Bybel sit. Jy kan 19 kruise in jou huis opbou. If you do not know the man, Jesus Christ, that became flesh and died for your sins on Calvary, en opgevaar het en in sy godheid weer terugkom, om in jou te kom woon, sodat jy in sy krag kan opstaan en kan vorentoe beer, 'n nuwe mens, vervul met sy gees, dan mis jy alles. Yes, Lord. Dan mis jy alles. God became flesh, so that there was blood to be sacrificed in Calvary. He went back into heavenly place. He came back in the spirit, and he's staying inside of you in the spirit. And now you're the newborn man, driven by the Spirit of God, never to be an orphan anymore, maar gered. En nou het ek een wat aan die regterkant van die Vader sit en vir my intree. Nou het ek een wat in my woon met sy gees. En hierdie drie is een. Amen. En omdat die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. En hulle het hulle toe gelas om by te kan die raad te gaan en met mekaar te beraadslag en gesê, wat moet ons met die manne doen? Want daar 'n kennelike teken deur op plaasgevind is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem. Ons kan dit nie ontken nie. Ek wil vir jou vertel dat as die kerk van Jesus Christus weer begin opstaan met die krag van Christus wat in ons kom woon, wat Christus is en nie die kerk se planne, die dogmatiek van 'n kerk wat gestroop is van sy krag, wat die skyn van heiligheid het, maar die krag daarvan verloor het. En dan sê ek vir jou, dan gaan die wêreld met ons begin ploeg. Yes, Lord. Dan gaan die wêreld begin wette instel wat jou gaan begin beheer, wat jy mag preek en wat jy nie mag preek nie. Maar as die krag van God binne jou woon, dan kan hulle nie ontken dat dit wat in jou is nie van 'n mens nie, is van God af. Dan kan hulle dit nie stop nie. Yes, Lord. Amen. Then they will come in one way to attack you, but they will flee in 7 different ways away from you. Amen. Want God gee daai belofte aan jou sal nie raak nie. Nou sê vir my sê, maar pastoor, hoeveel kind van God word nie op hierdie stadium in Nigeria doodgemaak vir hulle geloof nie? Verstaan jy nie, dit gaan nie oor jou liggaam nie. Yes, Lord. Dit gaan oor die verhouding met Jesus wat hulle niks aan kan doen nie. They can't take what's inside of you that was from God. Amen. Yes. Ek kan nie in vrede bly nie. Maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei word, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam met enige mense te spreek nie. So, wanneer hulle dit nie kan ontken nie, gaan hulle begin om goed te probeer doen, om jou te probeer dreig, om jouself te maak. Kon hulle die disciples stopmaak? Kon hulle die kerk in 1260 jaar van inquisisie stopmaak? Kon hulle die kerk met wat ook al gedoen het met die Franse revolusie stopmaak? Kan hulle die kerk vandag stopmaak? Die woord van God sê die kerk kan nie stilgemaak word nie. Maar dan moet ek nie verstaan, die kerk is nie gebou nie. Dis die krag van Jesus wat binne jou woon. Yes, amen. En wanneer ons met mekaar kom, al is dit al onder 'n grotjie, donker grot, geen ligte nie. André, is great. Voel ons die krag in my plek. Ons voel sy teenwoordigheid en ons begin opstaan en ons sê niks kan ons skeer nie. Ek moet teruggaan. Ek is geroep om uit die vuur uit te gaan haal. Die vyand wil nie hê jy moet teruggaan nie. Hy wil nie hê jy moet Jesus se stem wees of vir 'n ander te gaan sê kom uit die vuur uit nie. Maar as 'n tyd en as 'n plek vir alles. As jy gaan kyk na Jesus se lewe op aarde, het hy mense gewaarsku, dan gaan hy verhard na die volgende dorp toe.
Ons het tyd om te weet wanneer die Gees van die Here jou lei om iemand te vertel, om sy en haar hart te gee. En wanneer met hulle mond bely wie Jesus is, en hulle gaan terug na hulle verkeerde weë toe, is dit nie meer die bloed op jou hande nie, hulle het reeds die Jesus van Golgotha, die Seun van die lewende God van hemel en aarde se naam bely. Dis dan 'n keuse op hulle self terugvat, na daai verkeerde besluit. Dis waar. Die bloed is nie meer op jou hande nie. Dan word dit jou werk om vir die volgende geslag te bid. Dat die volgende geslag nie verwoes word deur die verkeerde optrede van die vaders en die moders nie. Dankie Here, dat ek weet ek is geroep. Vlug mens, vlug. Ware bekering is die enigste manier om in die hel te gaan nie, maar deel te wees van Jesus Christus se bruid wat ek kom haal om vir ewig by hom te wees. Ware bekering. Sonder te sterf. En te midde van al jou begeertes die regte besluit te maak wat God mag en nie net jouself mag nie. Almal van ons in hierdie lewe gaan begeertes hê. Wat jy gaan voel gaan jou gelukkiger maak. Maar die vraag is jy bereid om Jesus se evangelie te verlaat, om jou eie begeertes te gaan leef, of is jy bereid om jou eie begeertes te kruisig, sodat jy verhouding in Christus met survive. Handelinge 3 vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis geword en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Tye van verkoeking, tye van herstel. Handelinge 2 vers 38 sê, en Petrus sê, wil bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. In Handelinge, Jesus gee opdrag in Matteus 28 vers 19, sê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En toe Christus die prys betaal op Golgotha, toe word hy die naam, waardeur niemand anders te gered kan word as deur die naam van Jesus Christus. Hy word die middelaar. Hy word die een wat waarders om die seels te breek. En van Handelinge af doop hulle net in die naam van Jesus Christus. Want hy is waardig om die boek te neem. Hy is die wat die prys betaal het. Gaan lees in Handelinge. Ek leer jou nie nuwe dogmatiek nie. Ek sê vir jou gaan lees dit. Wanneer ons in die naam van Jesus gedoop word, sê dit ons ontken die Vader, ontken die Heilige Gees, nou word ons net Jesus Christus bewus. Nee, Christus het die verhouding met God die Vader bevestel, sodat die Gees van Christus binne ons kan woon. En hierdie eenheid word in sy naam verseël. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir stil word voor U. En alles wat ons in hierdie lewe hoor, voor U te kom neerlê en te sê, ek wil deur U gelei wees en nie deur 'n mens nie. Neem my na die plek van waarheid. Neem my na die plek waar ek werklik begeer om U wil te lewe en nie met my wil. En wanneer ek dit ontdek het, wat die grootheid van God se openbaringskrag is, teruggestuur te word met 'n opdrag om te gaan sê, bekeer jou, want die dag van die Here is naby. En wanneer ons bekeer, ons dan nie met dit speel nie. Net wanneer ons bang word, dan wil ons na die huis van die Here toe gaan, dan wil ons lewens gereg maak, dan wil ons sê ons wil vrede. Maar wanneer die tyd verby gegaan het en alles keer wat terug na normaal toe, dan keer die mens wat nie werklik in God uitgekom is, maar terug na sy goddelose lewe. Maar as 'n dag wat ons ook met vrede maak, dit alles is nie ons skuld nie. Elke mens op aarde het 'n keuse om vir God reg te lewe of vir goddeloosheid te lewe. En dankie Here dat ons vanmôre weet, die prys op Golgotha het nog nooit sy krag verloor nie. Dankie.